Jo, dis lekker om die Here te dien. Wel, ek spring in ons reeks waarmee ons besig is, die oorlog wat niemand sien nie. Dis vandag deel 3 van ons reeksie wat ons aangepak het en ons sê vir mekaar dat jy wen nie noodwendig die oorlog in die slagveld, alhoewel dit is baie belangrik wat jy daar doen, maar jy wen deur die toestand van jou hart. Wat ek en jy in ons harte toelaat, help ons om te word wie God gesê het ons kan wees. En dit beteken nie as jy manlik gebore is, jy's 'n man nie. Dit is belangrik om te verstaan dat ek en jy die regte geveg kies. Jy hoef nie vir elke fight op te daag nie. Die vyand is baie strategies en hy sal enigiets in sy vermoë doen om te steel, te slag en te verwoes. En as daar 'n tyd is wat ons as mans, die trendsetters, die standaard bepalers, die momentummakers, die invloed en beïnvloeders moet wees, wat ons gesinne tem en nie moet toelaat dat goed buite beheer gebeur nie, is dit nou. Ek en jy met die regte fight. En ons skrif, Paulus skryf in Efesiërs 6, ons sê eintlik broers, you need to get strong. Jy moet kragtig word. En ons het dan die laaste 2 weke baie tyd spandeer oor hierdie gedagte, dat die vyand is agter die identiteit aan en die oorlog wat ek en jy fight daagliks is tussen ons ore. Soos 'n man dink, so is hy, so leer die Bybel my, wat jy in jou gedagtes toelaat. Kyk 'n program, dit beïnvloed jou. Luister na 'n storie, lees sosiale media, hoor iets en dit impakteer jou gedagtes en dit sak van jou gedagtes na jou hart en dan kan jy maar luister wat uit jou mond uitkom. Mense voel dan, hulle moet opinies lewer, voel dan, hulle moet stellings bekragtig, jy gaan dalk verskil, jy gaan dalk saamstem. But as a man thinketh, so easy. Jou hart gaan geopenbaar word deur dit wat uit jou mond uitkom. Maar ek en jy moet kragtig word en in die krag van die sterkte van God moet ek en jy die aanvalle weerstaan. Broers, as daar 'n dag en 'n tyd is wat ek en jy hierdie ding moet ernstig opvat, is dit nou. Want die duiwel hoef jou nie te laat val, struikel en om te slaan, om jou te verslaan nie. As hy dit net kan regkry om jou moeg te maak. As hy jou net kan moeg maak, dan het hy klaar gewen. Ons het laas weer vir mekaar gesê, God gee jou nie net wapens nie, hy gee jou die wapenrusting. En baie van ons het die wapens, ons weet hoe om te fight, yet we are not dressed according to heaven. Ons het nie die wapenrusting, ons het nie die kledingstukke van die hemel aan nie. Ons bedek nie ons gedagtes met die helm van verlossing, ons het nie die beld aan gordel van waarheid, ons het nie die skoene van bereidheid, ons het nie die swaard van die gees en die skild van die geloof nie. En die rede hoekom ek dit sien, is ek sien hoeveel battles verloor ons en hoeveel bloei, hoeveel stoei en raak by goed betrokke waarby jy nooit by betrokke moes geraak het nie. Net omdat jy nie gefokus het op die wapens nie, want jy het great wapens, maar is die wapenrusting. Dit wat jy moet aantrek. You need to dress for success. So die vyand, en dis waaroor ek vanoggend wil praat, is pas op, dat hy jou nie op die plek kry waar jy jou moeg maak nie, want as jy moeg is, doen jy stupid goed. As ek en jy moeg is, raak ons ietsie grimmig, ons is kort van draad, ons is vinnig van geaard. Wanneer jy moeg is en uitgebrand is, dan doen jy goed wat jy nie anders sal doen as jy uitgerus is nie. Jy maak dan meer gekalkuleerde besluite, jy is stadig om te praat, jy is vinnig om te onderskei, but if you tired, you do stupid things. Kyk maar, enige ou wat ergens die hoë bome. Pas op, ons almal is ingeënt in een wingerdstok. Die een is nie beter as die ander nie. But when you tired, you do stupid things. Efesiërs 6:13, ek haal weer ons skrif aan, daarom neem die volle wapenrusting van God aan, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, wanneer moeilike goed na jou kant toe kom, wanneer daar uitdagende seisoene is, winde wat waai, storms wat gebeur, wanneer hierdie goed gebeur, moet jy die volle wapenrusting aanhou, en nadat jy dit alles aangetrek het, sê die Bybel 'n baie interessante ding, sodat jy staande kan bly. Jy sien, as die duiwel jou kan kry dat jy moeg raak, as omstandighede kan kry, want ek wil dit ook vanmôre sê, baie keer gee ons die duiwel te veel die skuld.
Soms is dit net jy wat in die spieël moet kyk. Jy self het gaan sit. Jy self het gekies om moeg te word. Jy self het toegelaat dat die verkeerde informasie jou impakteer en jou meesleer. Jy het self toegelaat dat die bomme afgaan en 'n klomp goed jou bombardeer. Jy het self gekies om jou vrou te verneek of die geld te steel. Jy het self gekies om die pornografie te kyk of jy het self gekies om die teksvorms verkeerd in te doen. You live by the choices you make. En dit maak dat jou staan in die koninkryk verloor. En wanneer jy jou staan verloor, verloor jy jou sê. En dis al wat die duiwel wil hê. Hy wil hê jy moet moeg word, want as jy moeg is, dan tempteer hy jou. Kyk wat het met Jesus gebeur. Hy is gedoop, hy is deur die Gees in die woestyn gelei, en toe hy woestyn slaan, na 40 dae, kyk wat gebeur. He was tired, he didn't eat anything. Hy was eintlik op 'n plek waar, come on, ouens, hy het God nodig. Wie daag op om hom daar te kom daag? Die ou sat aan. En dan begin hy hom challenge. Hy gaan jou nie kom toets op plekke waar jy sterk is nie. Die vyand leen in op die plekke waar jy verkeerd doen. Hy leen op die plekke waar hy weet you are weak. He know if woman is your weakness, he will keep on tempting you with woman. If money is your weakness, he will keep on tempting you with money. If ego is your weakness, he will keep on tempting you with your emotions en hy gaan kom vir jou status en jou statuur en hy gaan kom vir daardie goed en hy gaan inleen en hy sal hamer en hamer en hamer en hamer totdat jy ingee. Nou sê die Bybel en Paulus skryf dit so mooi, you need to stand strong. Trek aan, doen wat jy kan en dan bly jy staande. En dis waaroor ek vanoggend wil praat, 'n man wat staan, weet wie en wat sy fondasie is. Nommer 1 vanoggend vandag, 'n man wat staan, weet waarop hy staan. Hy weet vir wat hy staan en vir wat hy nie staan nie. Inteendeel, Psalm 40:3 sê, God, you pulled me up from miry clay. Here uit 'n slyk modder het u my menswees kom vat. Ek was 'n niks. Ek was op pad hel toe. Ek was besig om alles te verloor en my lewe te vernietig. Ek het sukses gejaag, maar geen significance gehad nie. Here, ek wil groot en roem en ryk en al hierdie goed wou ek bereik, maar Vader, you pull me out of that mud. En het my op 'n plek geplaas waar ek staande kan bly, die rots van die eeue. My broer, luister, as jy kort jou fondament of die fondasie waarop jy staan verander, as jy kort hardloop van een ding na 'n ander, gaan jy nie vrug dra nie. Geen boom wat nie geplant is kan vrug dra nie. If you want to be somebody that bears fruit, you need to be planted in and out of season. En dis die moeilikheid wanneer die lewe gebeur, dan ontplant ons onsself. Ons lewens raak dan besig en dan raak jy moeg en dan doen jy stupid goed. But when you plant it, you will stand strong. Sê Psalm 1 tog nie duidelik nie. Winter, somer, lente en herfs, jou blare sal nie verwelk nie. Daar sal niks buite met jou gebeur nie. In elke seisoen sal jy vrug dra. So 'n man wat staan of staande bly, weet, nommer 1, op wat ek staan, op wie ek staan en waarvoor ek staan. As jy daardie goed gekwalifiseer het in jou gedagtes, I promise you, the winds can blow, the tests may come, the devil might even tempt you, but you will stand strong. Om daai staande te bly, beteken dat ek my kop reg kry. So nommer 1, 'n man wat staan weet waarop hy staan. Nommer 2, 'n man wat staan vlug nie wanneer die druk kom nie. Jakobus 1:12 sê, daar gaan toetse wees, daar gaan uitdagings kom. Kom aan ouens, ons is in 'n gebrokene, stikkende wêreld. Gereeld vooral sal daar vir jou gesit word, seën en vloek, hemel en hel. Gereeld gaan jy daardie toeskryf, en teenoor daagliks moet jy kies om jou kruis op te neem en Jesus te volg. That's not a once en dan sit klaar nie. Nee, jy moet daagliks daai besluit maak. Here, ek gaan u pad stap. Maar die toets van ons geloof is nie optree wanneer dit met jou goed gaan nie. Die toets kom wanneer dit met jou minder goed gaan. Dis hoe jy staan wanneer alles en almal teen jou draai. Gaan jy dan vlug? Gaan jy veg? Gaan jy vries? Baie van ons het 'n vlugmentaliteit. Ons vlug partykeer wanneer slegte goed kom van God af.
Ek sê dit altyd vir mense. Mense gaan jou teleurstel. Inteendeel, ek stel weekliks mense teleur. Weekliks. Doen ek dit intentioneel? Nee. Ek wens ek kan myself kloun in 70 verskillende ouens. Ek wens ek kan almal se oproepe vat. Ek weet net gister Pastor Driekus sit by my in die kar. Hy sien, hy sit by my, stuur my WhatsApp. My WhatsApps wil nie werk nie. Goed. Ek dink die Here weet hierdie ding is 'n Gauteng oorbel. Hierdie telefoon, maar ek hou nie, maar ek kan nie sê haat nie. Ek hou nie van 'n telefoon nie, want dis die ding wat my die meeste in die moeilikheid kry. Hierdie ding maak dat ek moeg word en gaan sit. Ek wil nie meer staan nie. Ek wil partykeer net nie, ek wil nie. Maar ek besef, this is my weakness. Ek erken dit teenoor julle. Nou werk die ding ook nou nog nie. Nou is nog meer mense vir my kwaad, want Wikus lees nie my boodskappe, Wikus vat nie my oproepe, Wikus dit, Wikus dat. Nou moet ek kies, dis aanslae wat kom, dis omstandighede wat gebeur. Gaan ek nou vlug van my roeping? Gaan ek myself regverdig? Gaan ek my tyd en energie vermors om jou te probeer oortuig dat ek weet ek is lojaal teenoor die koning en sy koninkryk? Hy weet ek sit nie die hele dag by die huis en speel games nie. Hy weet dat ek pligsgetrou doen wat reg is in sy oë. Hy weet ek verslap nie my roeping en ek doen wat reg is. En so ek vandag sterf, daar's nie bloed op my hande nie. But you can only say it if you know you live it. Ek kan mos nie vir jou een ding sê en 'n ander ding doen nie. As jy regtig wil weet wie ek is, gaan vra my vrou en my kinders, nie die werksmense nie. Nie die publiek wat my applous vir die posisie wat ek het. Niemand weet wat ek regtig deurgaan nie. But if you really want to know how strong I stand, go and ask my family. Ask my wife. And she'll tell you. Baie van ons vlug wanneer goed gebeur. En is juist wanneer dit goed gebeur wat jy so sterk moet staan. So nommer 1, ons het ons vir mekaar gesê, die man wat staan weet waarvoor hy staan. Hy weet wie sin hy is. Hy vlug nie wanneer die druk kom nie. Nommer 3, dis so belangrik. 'n Man kan nie 'n geestelike oorlog met gedeeltelike gehoorsaamheid wen nie. Laasweek se preek is belangrik. Jy het nodig om die volle wapenrusting. Dis belangrik, maar jy moet dit doen in gehoorsaamheid. Dit help ook nie jy trek vrede aan en dan is jy ongehoorsaam in jou roeping nie. Dit help nie, jy staan vir waarheid. En dan wanneer daar stories begin, dan praat jy saam en skielik maak jy dit alleen nie. Jy staan ongehoorsaam in daardie waarheid. So kan ek deur die wapenrusting om jou geloof. Ouens, ek sê dit altyd. Ons battle met ons geloof. Maar al het jy net 'n geloof so groot soos 'n mosterdsaad, het jy genoeg in die oë van die Here. Just keep on having faith. En die groot ding wat jou geloof en gemaak dat jy staande gaan bly, is jou gehoorsaamheid. Eerstens gehoorsaam aan God, tweedens gehoorsaam aan jouself. Jy weet wanneer jy iets verkeerd doen. Hou op daarmee, jy maak jouself ongehoorsaam aan jouself as jy nie doen wat reg is nie. Jy weet, hier is 'n skuldige gewete. Wat is dit die Heilige Gees is wat vir jou sê, moet dit nie doen nie. Please don't do it, don't do it, don't do it. Ja, maar net, ek voel maar net so 'n bietjie skuldig. Almal doen dit, so ek kan dit doen. Hulle doen dit, so ek kan dit doen. Pas op vir selfregverdigheid. Jy raak ongehoorsaam aan God se waarheid. En dit maak dat jy moeg word en dan gaan sit jy en jy bly nie staande nie. So nommer 1, ken jou fondasie. Nommer 2, vlug nie. Nommer 3, kies om gehoorsaam te wees. Nommer 4, 'n man wat staan weet wanneer om stil te word. Eksodus 14:14. Be still and know. Wees stil. Wees stil en kyk hoe fight God vir jou. Wanneer 'n man staan hy met 'n verwagting. Maar partykeer moet ek en jy leer om net eenvoudig ons monde te hou. Soveel van ons praat ons uit ons wonderwerke uit. Soveel van ons praat ons uit ons deurbrake uit. Soveel van ons praat ons uit dit uit wat God in hierdie seisoen met my en jou wil doen. Die Here sal vir julle stry. Jy moet net stil wees. Be still and allow God to fight your fights. Jy het my oor die jare hoor sê, you do not fight for victory, you're fighting from victory. Jy sal klaar meer as 'n oorwinnaar staan, asseblief saam met my. Maar daar's tye wat kom wat jy net uit die pad uit moet kom en moet stil raak en dit gaan jou help om staande te bly.
Hoeveel keer het ek en jy ons nie al in die moeilikheid gekry met ons mond nie? Is dit nie so nie? En ek glo vandag met my hele hart, as ons staan en wil bly, nommer 1 moet ek moet weet wat se fondasie ek op staan. Ek moet weet wie ek verteenwoordig. Vir wat gaan ek ja en vir wat gaan ek nee sê? En wanneer omstandighede kom, ek gaan nie vlug nie. I'm gonna face it. I'm not gonna Facebook it. I'm gonna face it. En baie mense like om hulle stemme te laat geld, maar wanneer die skote klap en hardloop hulle die vinnigste. Ouens, die Bybel sê dat ons moet hierdie wapenrusting aantrek sodat ons staande kan bly. Staande bly beteken ek het 'n postuur, ek het 'n posisie wat ek inneem. Ek het 'n plek, ek het 'n waardesisteem. Waarvoor gaan ek staan? Want as jy nie weet waarvoor jy gaan staan nie, gaan jy vir alles val. If you don't know what to stand for, you'll never, listen to me, you'll never stand strong. And when the winds blow, you fall. Sometimes you fall short. Other times you fall into sin. Mag jy, as jy ergens geval het, val in die hande van 'n meester, wat jou sê, jy's my seun, jy kan staande bly. Al val die regverdige 7 keer, 8 keer staan hy op. O vyand, verheug jou nie oor my nie. Moenie vir my lag wanneer dinge met my gebeur nie. Because I shall arise. Ek sal opstaan. Elke geveg het nie nodig om my reaksie te hê nie. Ek kan staan en kyk hoe die Here vir my veg. Piek jou fights, piek jou gesprekke, piek jou vriende. Piek die regte goed. Want dit gaan maak dat jy staande bly wanneer die lewe gebeur. So hier's die 4 goed. Nommer 1, fondasie is belangrik. Nommer 2, moenie vlug wanneer die lewe gebeur. Nommer 3, is so belangrik en jy het nodig om te hoor, bly gehoorsaam aan die roepstem van die Here vir jou lewe. En nommer 4, know when to be silent. A man that is silent is strong. Strong. Jy weet nie wat ek weet nie, totdat jy my nie gehoor sê het nie. Gaan dit weer sê, jy weet nie wat ek weet, totdat jy hoor wat uit my mond uitkom nie. Maar praat ek 'n klomp twak, dan gee ek my hart weg. Watch wat jy sê in hierdie dag en dae. Spreek lewe, broers, en bly staande. Skop jou hak in, stoot jou bors uit, kry jou asemhaling reg, kyk die lewe in die oë en sê, ek is tot alles in staat deur die krag wat God my gee. Bly staande. Kom ons bid saam. Here, help ons in Jesus naam. En almal sê saam, sien jou volgende week om 6. God bless.